elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Ja, welkom vir elkeen van julle wat hier so is. Ek het nou sommer net so gedink, voor ons begin, wil ek net noem dat ons het groepe wat soos 'n mannegroep wat op 'n donderdagoggend by mekaar kom, wat net so 'n bietjie, dis net 'n uur. So ek noem hierdie goed vir julle sodat as iemand belangstel, is julle baie welkom. Dit is nie 'n groep net vir IFJJ of net vir woordskool of as daar 'n man is en as daar 'n vriend van jou is wat wil kom, dan is julle baie welkom. So ook het ons selgroepe verskillende aande in die week. En daar's ook vrouens wat by mekaar kom saam met Jan, weet ek. So ek noem dit, en as enige iemand die behoefte het om deel te wees van so 'n groep of om net bietjie saam te gaan. Ons mors nie tyd en goed nie, soos die manne ding is 'n uur. Ons selgroep is 3 of 4 ure. Maar dat is sommer al lekker koek en tee is. Nee, ek speel, dis nie so lankie. Ja, en so kom, julle kan vir my kom sê, of vir my net 'n WhatsApp stuur, en sê jy stel belang. As daar mense is wat groepe het, en ek weet nie van almal nie, né? Laat weet my ook net, julle het 'n groep wat daai en daai dag by mekaar kom, en dan het ek daai inligting, en dan as iemand belangstel, dan weet ek waartoe hulle kan gaan. Want partykeer is daar mense wat werk, hulle wil in die aand by 'n groep kom, ander kere is daar mense wat nie in die aand kan nie, dan het ons in die daggroepe. So ek noem dit maar net, want as ons in 'n groep is en ons sien net dieselfde gesiggies die hele tyd, dan verlang ons na nuwe gesigte. En ja, so ja, julle is almal welkom om deel te wees van so iets. En dan, so voor Richard nou gaan begin, wil ek graag gebed doen. En ek het so gekyk 'n bietjie na Psalm 139 wat Dawid sê, maar God ken my. En nog voor ek sit of voor ek staan, God weet dit reeds. En dan gaan die Psalm aan en dan sê my, maak nie saak waar ek gaan nie, ek kan gaan wegkruip onder rotse en alles, nee, God sal my daar kry, hy weet waar ek is. En net so gedink, nee, weet ons kom by mekaar en ons kry boodskappe en alles, maar weet jy wat, nee, God ken ons harte. Hy weet wat is in elkeen van ons hart. Hy weet dit nog voor ons dit self weet. So net om te sê, maar ons dien 'n God wat ons ken. Hy ken vir jou, hy ken vir my. En ja, hy's net awesome. Ek wou dit net met julle deel. En gaan hy vir ons 'n gebed doen, dan gaan Richard voortgaan vir ons. Here Jesus, ons weer eens vanaand op 'n maandag aand, wat ons weer by mekaar kan kom en net weer kan kom met groot verwagting, Here, wat U vir ons gaan leer, wat U vir ons gaan sê. Here Jesus, dankie dat ons weet, dat U ons ken, dat U ons harte ken, dat U ons gedagtes ken, nog voordat ons iets gedink het. Dankie dat U bemoeienis maak met elkeen van ons, dat U ons ook hoog ag, Here, omdat U vir ons lief is, elkeen van ons. En U sal vir ons gaan kry, maak nie saak waar ons wegkruip nie, omdat U vir ons lief is, Here. Ek wil vra, Here, dat U vir ons sal seën in hierdie aand, dat U vir ons sal woord gee, wat ons in ons harte kan gaan bære, Here, maar dat U vir ons sal woord gee, dat ons dit ook kan gaan uitleef, en gaan wys ook, hier buitekant, Here. Want dit is nie net dis nie net vir ons en om dit in te neem en hier te sit en te sê, ja, dit was 'n goeie boodskap. Nee, Here, help vir ons, dat die Heilige Gees ons sal lei om dit te gaan doen hier buitekant. Want U wil hê ons liggies moet skyn, Here. Wil U vir ons seën in dit, wil U die boodskap seën wat Richard gaan bring, Here. En dat ons U woord kan hoor en inneem. Amen. Ons sê baie dankie. Lekker sing ons vanaand met 'n kitaar. Jong, nou raak ons aan wild. Ja, dit was lekker. Daar's 'n paar liedjies wat as jy hulle ken, dan help dit jou, dan kan jy enige plek eintlik sing, as hulle nou die liedjie sing, bygesê. Ene wat ek nou aan dink is, ons het geleer, ek kan nie onthou waar nie, ergens,
toe leer ons 'n liedjie Halleluja Hosanna. Ken julle hom? Nee, ken hom. Halleluja Hosanna. Hulle sing hom, jy kan waar gaan. Ons is nou in Mozambique, hulle sing ook halleluja, maar dan moet jy met 'n Portugese aksent sing. Ja, die ander liedjie wat hulle ook ken is die ene wat sê, Dankie Jesus, Amen. Dankie Jesus, Amen. Dankie Jesus, Amen. Halleluja. So jy kan hom in Engels doen, thank you Jesus. Doen hom in Shangaan, Kanimambo Hosi. 2 woorde, Kanimambo Hosi. Kanimambo Hosi. Halleluja. Halleluja, amen, universeel. Jy kan ook gesing het, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Halleluja. Hoor hoe internasionaal sing julle? Ja, ja, dat is meestal goed. Dat is meestal wonderlik. Ja, goed, die boek in die Bybel wat die meeste aangehaal word deur Jesus is Psalms. Psalms. Die boek in die Bybel met die langste hoofstuk. Psalms. Julle raak hom nou vlamskerp. Die boek in die Bybel met die kortste hoofstuk. Wat sê julle van my? Nou gedink as mense ons was nou met die weg gaan, dan in die oggende dan gebeur daar sekere goed, maar in die aande dan sit ek met psalms, begin by Psalm 1 en ek lees dit en ek besef, maar dit is so kosbaar, ek gaan wonder, dit is die boek wat die meeste aangehaal word deur Jesus nie. Maar as jy nou 'n psalm op 'n preek wil doen, kan jy nou dink hoe ontevrede gaan die kerkraad wees as jy Psalm 119 behandel die dag? Maar hoe verheug gaan almal wees as jy Psalm 117 doen die dag? Nee, net na die afkondiging sê jy net, wie was dit? Net na die afkondiging sê jy net, hallo en amen, en dis Psalm 117. Ek wil graag met julle deurgaan, ons gaan begin by Psalm. Dis maklik, vat jou Bybel, maak hom presies in die helfte oop, dis Psalms. Blaai na Psalm 1. Toe dink ek, ons moet dit vir so rukkie doen, ons lees deur die Psalms, en dan praat ons deur hom. Nee, want dis so kosbare inhoud wat daar is. En veral as mens nou in ag neem, wie dit skrywe, Dawid het 'n groot aandeel in die Psalms, maar hy is nie die enigste skrywer van Psalms nie. En as ons nou Dawid as 'n voorbeeld vat, hoe oud was hy toe hy hierdie Psalm geskryf het? Waar was hy in sy lewe? Hy het 3000 jaar gelede gelewe. Daar's 'n krummetartboom in Tsumeb wat so oud is. Hy het begin groei toe Dawid koning word. Ja, kan julle dink, nee? En as weer is die waarheid, want daar het 'n ou daar gesit wat vir ons gesê dit is so. Ja, Psalm 1. Psalm 1 is een van daardie legendariese psalms, ek weet nie hoekom nie, vir my is dit. Miskien is dit assosiasie oor hoe ek groot geword het. My pa wat vir ons Psalm 1 lees, en ander dele in die Bybel wat jy raak lees en sê, hy, maar het klink hom nou nes Psalm 1. Nee, Psalm 1 is een van daai, en ek gaan hom lees, en kom ons kyk in hoeveel vertalings begin met die 53. Hy begin met 'n seënwens, waar Dawid sê, wel geluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Dis mooi, nee? Wandel, staan, sit. Ons gaan nou kyk wat dit beteken. Die nuwe vertaling sê, het gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie.
Ek is nou nie seker van hoe nie met die sondaars omgaan nie. Mens moet dit seker definieer, nee, want as dit beteken jy moenie kontak met sondaars hê nie, dan is jy nou uit jou Kersfeesete uit. Of hulle is uit dit uit. Maar kom ons kyk wat dit is, want dit is dis 'n lieflike ding. Die seënwens het 'n verduideliking. So kom ons gaan net weer deur vers 1. Wel geluk en salig. Mooi, nee. Dit gaan wel gelukkig en salig. Met die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Ek sal nou so in die nag, as die naggeleide daar in die bos so speel, en lê jy nou en dink oor, wat beteken dit om te wandel in die raad van die goddeloses? Wandel in die raad van die goddeloses. Kyk, mense het mos nou hulle idees en hulle opinies. En hulle het ook sekere fokusse. Alle mense het 'n fokus en 'n wêreldbeskouing. En uit daardie fokus en daardie wêreldbeskouing kom daar wysheid. Nee, ons gebruik nou die woorde in sy breedste vorm denkbaar. En wanneer daar dan nou 'n krisis kom of 'n situasie opduik, dan bedien elke ou uit die wysheid wat hy het, bedien jou in jou situasie. En begin gewoonlik 'n sin met ietsie soos, weet jy wat moet jy doen? Nou sê Jesus vir die disippels, hy sê, die lamp van die liggaam is die oog. Dit is so 'n kriptiese boodskap, nee? Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is, dan is jy, ek parafraseer nou, dan is jy 'n geseënde man. Maar as jou oog verkeerd is, dan is die lig wat in jou is duisternis. En as die lig wat in jou is duisternis is, hoe groot is die duisternis nie? Vertaal dit. Dit beteken, die lamp wat in jou brand, die lig wat jy het wat volgens jy lewe, word bepaal deur waarop jy fokus. Jy fokus met jou oë, jy kyk. So pas op, sê Jesus, waarop jy fokus, want dit waarop jy fokus is waar jy jou wysheid of jou lig vandaan kry, maar daardie lig kan duisternis wees. En as die lig wat jy het in jou lewe, waar volgens jy jou lewe drywe, as dit duisternis is, dink net hoe groot is daardie duisternis nie. Nou dink ek aan 'n ander gedeelte, Jesaja wat sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, vir hulle het 'n groot lig opgegaan. Daar is so 'n behoefte aan lig in ons lewens. Nee, jy om te kan weet wat om te doen, wat jou kinders betref. Te kan weet wat om te doen in die situasie wat uniek is en nou opgeduik het en jy is nie, jy weet jy lekker wat om, jy het lig hier nodig, wat maak jy hier, of wat maak jy met jou huweliksmaat, of met jou familie, of wat maak jy met die dieselkrisis, en wat maak jy met jou kwynende beleggings, en jy het lig nodig. Almal van ons het dit nodig. Ek noem nou sulke ou karige voorbeeldjies as baie beter is. Maar waar jy net moet kan weet, hoe moet ek dit doen? Nou skryf die psalmskrywer sê, wel geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Want dit is mense wie se fokus nie die heerlikheid en gesag van God is nie. Hulle fokus op ander goeders. Nou jare terug, toe het my seun dit in sy koppie gekry, dat hy wil 'n miljonair wees. Jy doen blykbaar aansoek ergens, ek weet nie hoe dit werk. En hy gaan baie geld maak, want dis blykbaar die ding om te doen, jy weet. En dan begin hy nou boeke lees, jy weet, en al hierdie audioboeke en die ou een of ander, en wat vir my so snaaks is van die multibiljonairs, hulle is vreeslik gretig dat ander mense ook moet geld maak. Nou dit al klaar maak my suspisieus.
Want in die geldwêreld is daar net een ou wat moet geld maak. En dis ek. Nee, dat is die manier wat jy wil hê, ander moet geld maak. So ek is net so spesieus oor die ou wat so gretig wil hê, almal moet vreeslik ryk word. En dan wat so interessant is, dit raak nou sy fokus, geld, en om het te kry, en hoe om het te kry, en te belê, en te die, en te daai. Dat alles wat van nou af gebeur, hanteer hy en beheen hy uit daardie hoek uit. Al sy gesprekke begin dit behels. En as hy nou vir sy pa en ma kom kuier, ons is die absolute epitoom van beleggings. Dan het hy altyd raad vir ons om te gee oor wat moet ons doen om te wat. Die lamp van die liggaam is die oog. Mense wat God nie raak sien nie. Want jy kan van hom hoor, jy kan meedoen in groepe of organisasies wat van hom praat, maar jy self sien hom nie. Jy kan jare so in die kerk sit. Ek dink ons het al almal sulke getuienisse waar of iemand reg langs ons vir jare gesit het, en al daai jare later ontdek, maar hy het nog nooit God raak gesien nie, of daai ou waarvan ons praat is dalk jy. Nooit God raak gesien nie. En omdat hy God nie raak sien nie, kan hy nie in 'n gesprek die wysheid van God bekom om mense te bedien en lig te bring waar daar duisternis is nie, in sy eie lewe ook nie. Want nou werk die teorie nie. Dis nou waar ons nou moet iets hê wat werk. En dit wil net vir so ou altyd lyk asof die wêreld se goed net altyd werk. So ons luister meer na hulle. Daar's goddelose raad. Nou waar jy dit baie keer hoor is, as iemand nou so ongelukkig is, om een aand per ongeluk die nuus te kon kyk op TV, en daar's 'n groep mense in die sitkamer, dan hoor jy wat kom uit die sitkamer uit. Die raad wat hulle kry. 'n beter voorbeeld dalk nog as dit is, as die Springbokke rugby speel, en hulle wen nie, dan sit al die topkeerders in die sitkamer. So gelukkig in jou huis, kan jy dit glo. En almal bedien met raad, en so. En nou sê hierdie man, Dawid, wat hier skrywe, geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, want daardie raad is volop. Dis orals beskikbaar. Jy kry dit selfs al vra jy nie daarvoor nie. Maar as jy val daarvoor, sal dit jou lei op paaie van die dood. Al lyk dit, hoe wonderlik, hoe blink, nee. Pas op daarvoor. Die feit dat almal dieselfde raad gee, beteken nie dis die regte raad nie. Wat jy soek, waar jy wil wandel, is in die raad van die regverdiges. Dis die mense wat hulle oog reg ingestel het en nie net praat oor God en van hom hoor nie, maar hom sien. En hulle sien sy heerlikheid, en hulle sien sy waarheid, en dit skyn op hulle harte, en dit het 'n effek in hulle lewens. Jy kan dit sien dit in hulle verhoudings, die keuses wat hulle maak, die besluite wat hulle maak, kan jy sien, daar is 'n wysheid en 'n lig, wat nie algemeen te vind is op straat nie. Want hulle sien God raak. Wees versigtig oor watter raad jy omhels. Dit is 'n baie belangrike ding om te sê. Wees baie versigtig. Dan sê hy, nou ja, hulle wandel nie in die raad van die goddeloses nie, en hulle staan nie op die weg van die sondaars nie. Nou dink ek, dis nie seker wat hy bedoel het nie, maar ek sien nou die ou daar. Nee, in sy kerkpakkie, op die weg van die goddelose. Hy staan net daar. Hy ry nie daar nie. Hy staan net daar. Sien jy, hy staan net daar, ek doen niks hier. Ek dink nie dis wat hy bedoel daar nie, maar dis my eerste indruk. Ek staan net op die weg van, ek staan nou maar net hier om te kyk wie kom allemaal hier verby. Ek doen niks nie, ek het niks te doen nie, kyk hoe mooi aangetrek is ek. My selfs my das in. Wel geluksalig is die man wat nie
staan op die weg van die goddelose nie. Ons lees nou in Judas, gister met die afsluiting van die IFJJ, die 31ste een, lees ek in Judas, hy sê, ek wonder of ons dit nie moet lees nie, want ek gaan dit nou nie, Pippa, wil jy nie gou kykie, want vir my om hier te blaai is baie moeilik. Kyk gou in Judas, die boek net voor Openbaring, dan praat hy oor soos 'n brandende hout uit die vuur geruk. Nee, jy sal sien is so, daar's net, hoeveel versies? 25, ek kan nie onthou nie. Nee. Jude, 23. Ja, oké, dan, oké, nou kyk net in die omtes van daai versie. Sê hy, hulle raak nie eers aan die kleed van ongeregtigheid. Oké, lees net daai stukkie. Kan ek in Engels doen? Asseblief. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Hating even the garment stained by the flesh. Ek moet kyk wat sê die nuwe vertaling. Hy sê nie met die sondaars omgaan nie. Ek dink die werklike bedoeling van staan op die weg van die sondaars is om net nie deel te hê aan die dade en aksies en gewoontes en gebruike van die mense wat teen God rebelleer nie. Maar dit het my laat dink, die eerste prentjie van die ou wat net so staan, en sê hy doen niks nie, hy staan net daar. Toe dink ek aan daai Judas skrifgie wat sê jy raak nie eers aan die klere van ongeregtigheid. Jy raak nie eers daar nie. Jy wil so ver as moontlik van rebellie teen God wegkom. Jy wil nie kyk hoe naby aan dit kan jy wees nie. Julle ken die storie van die koning in Frankryk wat, daar was 'n vakature oop vir koetsbestuurder. Ken julle die storie? Ek hoop ek vertel hom nou reg. Toe het hy nou, daar het nou aansoeke uitgegaan vir mense wat hulle koninklike koetsbestuurder word. En toe is daar nou 'n paar mense wat aansoek doen. En van die ouens wil nou wys hoe goed is hulle met hierdie koets, en hulle ry met daai koets, en hulle kan hom op hierdie 2 wiele ry, en hulle kan hom op daai wiele ry, en dan staan nou so 'n bergpassie wat hulle moet uitry, en dan wys hulle, hoe kan hulle sny so op die rand, hulle volledige beheer van hierdie koets, en so wil die volgende ou nog beter, en die volgende ou nog beter, jong, en die kaperjolle, en weet die goeders wat hulle uithaal, en die laaste ou wat aansoek doen, klim net so in, en hy ry net so rustig, en hy ry so teen die berg verby, omtrent 3 meter van die afgrond af. Nou vra die koning vir hom, luister, al die ouens het nou gewys hulle beheer oor die koets, en jy ry hier, hy sê, koning, hy sê, ek probeer so ver as moontlik van die afgrond af bly, nie kyk hoe naby aan hom kan ek verby ry nie, toe kry hy die pos. Nou dink ek, daar's iets van daai storieetjie, nee, wat met hierdie storie dieselfde is, ek wil nie kyk hoe naby aan rebellie, waarmee kan ek wegkom nie, ek wil so ver as moontlik van hom af wegkom, en dis 'n instelling van my hart, dis hier in my hart is daar 'n ding wat sê, ek as die koning sê sit, wil ek sit, ek wil nie sit en in my hart staan nie, ek wil so ver as moontlik daarvan af wegkom, en daarvoor het ek sy lig nodig, ek staan nie op die weg van die sondaars nie, en ek sit nie in die kring van die spotters nie. Nou vandat ek 'n seentjie was, het hierdie my die mekaar gemaak, want spot beteken om te sê, nee, as jy klein is, nee, die kring van die spotters. En jy het baie met spotters te doen as jy klein is, en so aan, veral as jy 'n kuif het soos myne, dan sal jy met 'n paar spotters te doen kry. Maar as jy nou groot is, waar's die spotters nou? Tot ek ontdek, dis glad nie wat die woord spotter beteken nie. Ek wil vir julle sê wat dit beteken, en dit is baie kosbaar. Die woord spotter, maar daar's 'n skrifverwysing, wil gou vir julle sê, waar as julle dit wil naslaan, of net neerskryf, dit staan in Spreuke 21 vers 24. Ek gaan dit vir julle lees, dat ek het so 'n notaatjie daarvan gemaak. Spreuke 21 vers 24 sê, 'n vermetele, 'n trotsaard, word 'n spotter genoem. Een wat in oormaat van vermetelheid handel. Die Engelse Bybel sê, a scoffer is the name of the arrogant, haughty man who acts with arrogant pride. Nou,
Hoe is 'n trotsaard en 'n vermetele? Hoe kom jy met daai twee woorde by 'n spotter uit? En hier is die antwoord. Ek dink julle weet dit seker al klaar. Iemand wat vermetel en trots is, maak klein geld van iemand wat op God vertrou. Hy maak so ou af. En want hy is so fantasties. En hy is so 'n self-made man. En sien jy hierdie empire? Ek het homself gebou. Sien jy hoe goed is ek? Julle klomp wat so op die Here vertrou, julle eintlike probleem is julle is lui. En dergelike goedjies wat gesê kan word, is wat die Bybel noem 'n spotter. Hy verhef hom teen die gesag van God en spot met God se waarhede en met sy mense. En dis wat 'n spotter is. Spot met God se mense, want hy spot met God. Is dit nie interessant nie, hè? Nie sit in die kring van die spotters nie. Moenie jou bevind in 'n groep mense, 'n huisgroep van spotters. Mense wat goed praat, wat die wêreld aanhang, en dinge sê, en jou op 'n plek bring, waar jy waarskynlik te verleë voel, om in hierdie uitgeleese geselskap, 'n getuie van Christus te wees. Want hulle is so slim, want dit is Dr. Professor Hogenboesem en al sy kollegas, en hulle is so slim, en hoor net, en hulle praat, en hulle maak dit totaal en al belaglik, dat Jezus nie kan wees wie hy sê hy is nie, en enige iemand wat glo is agter die klip, en wat ook al nou, nee. Partykeer is dit baie meer gesofistikeerd as dit, en ek voel te skaam om hier te kan sê, ek is een van hulle. Ek is iemand wat my oë op Jesus gevestig hou. Sit in die kring van die spotters. Maar, so dis die 3 dinge wat hy vermy. Die raad van die goddelose, die weg van die sondaars en die kring van die spotters. Maar sy behaag is in die wet van die Here. Die nuwe vertaling sê sy behaag is in die woord van die Here. Sy behaag is in die woord van die Here. Hier is vir my 'n lieflike ding, hoor wat sê hy. Hy sê, en hy oordink sy woord dag en nag. Nou, Pieter sê nou, hoe belangrik is dit wanneer ons die woord hoor, dat jy nie net sê, ja, dit was 'n wonderlike preek, en dan gaan jy weg nie. Maar dis presies wat hy onderskryf hier, en wat hy onderstreep. Hy praat van iemand, wat 'n ander liefde het, as wat jy in die wêreld kry. Hy het 'n liefde vir die woord van die Here. Pippa kry nou die dag 'n versie wat sê, wat is die versie wat sê, I run in your ways? Psalm 119. Ja. Kry hom as jy hom kry. Sy behaag is in die woord van die Here. Sy plesier is die woord behaag. Dis dieselfde woord wat die Vader gebruik, toe hy sê, hier is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het. My plesier is in my seun, sê die Vader. Nou, die skrywer sê, hy het 'n plesier in die woord van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Wat was daai versie wat jy het? Psalm 119 verse 32, it says, I will run in the way of your commandments when you enlarge my heart. Ja, I will run in the way of your commandments, if you enlarge my heart. Sy behaag in die woord van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Ja, daar's baie dinge wat jy dag en nag kan oordink. Jy hoef nie te wonder nie, jy doen dit anyway. Maar hier is 'n man met 'n baie spesifieke agenda, want hy verstaan dat die woorde, het was Petrus wat vir Jesus gesê het, Here, na wie toe sal ons gaan, want, daai want is my altyd so mooi, jy moet dit mooi lees daar, want u het die woorde van gees en lewe. Ek erken dat u woorde is nie net vokale en konsonante nie, maar gees en lewe, dit wat u sê.
En hy het 'n plesier daarin, en hy oordink dit dag en nag. Nou die effek op hierdie man, van vers 1 na vers 2 toe, is taamlik groot, as jy vers 3 lees. En hy sê die effek op hierdie man is die volgende. Hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by die waterstrome. Wat is so besonder aan 'n boom wat by waterstrome geplant is? Hy het altyd water. Kry nooit droog nie. Wat sy vrugte gee op sy tyd. En waarvan die blare nie verwelk nie. Kry nooit dors nie, nee, mooi manier om dit sê. Waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Wil julle raai hoekom doen hy dit voorspoedig? Vat 'n raai, ek dink nou aan 'n spesifieke skrif. Ek gaan julle leidraad gee. Hierdie man wat hier skryf, sy seun, het iets van dit geskryf. Hoekom voer hierdie man alles wat hy doen voorspoedig uit? Sal ek 'n verdere leidraad gee? Goed, Spreuke. Wil julle 'n hoofstuk hoor as 'n leidraad, maar dan is dit genoeg. Spreuke 3. Wat staan in Spreuke 3? Is 'n baie belangrike leidraad. Sê? Ken hom in al jou weë. Wat dan? Hy sal jou paaie gelyk maak. Hierdie man wat die woord oordink, dag en nag, hy het 'n behaag daarin en hy oordink dit. Hy loop nie net deur die teorie van God se woord nie, hy week hom daarin. En hy laat sy wel en wee in sy lewe aan die Here oor. Nee, want die Here se inspraak, die Here se woorde bring gees en lewe, bring lig in sy situasie, en hy omhels dit. Hy laat sy wee aan die Here oor, en die Here voer dit uit. Dis 'n heeltemal 'n ander storie, as die een wat ons ken, die weergawe wat ons ken, klink so. Ek doen wat ek graag wil doen, en dan vra ek die Here om dit te seën. Dis nie waarvan hy hier praat nie, praat nie van dit nie. Maar dis omdat hierdie man sy wee aan die Here oorlaat, dat daar voorspoed in is, daar's lewe in. Nou sê hy vers 4, en dis die kontras, hy sê, so is die goddelose mense nie. Nou, hoe is hulle nie? Wel, ons kan begin by vers 1. Ons kan sê, hulle omhels die raad van die goddelose, hulle bly op die weg van die sondaars, en hulle vorm die kring van die spotters. Hulle behaag is nie in die woord van die Here nie, maar in die woord van mense. Hulle oordink die woorde van die Here nie dag en nag nie, maar die teorieë en plesiere en gedagtes en neigings van mense. En dit waarvan hy praat in vers 3 is nie by hulle te vind nie, sê hy, hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. En dan in vers 5 raak dit 'n bietjie ernstiger. Hy sê, daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel nie. Nou hier is interessant. Die goddelose sal nie bestaan in die oordeel nie. Wie oordeel? God oordeel. Hy is die regter wat die uitspraak gee. En dit is vir God baie belangrik waar jy wandel, waar jy staan en waar jy sit. Dis vir God baie belangrik wat jy met sy woord maak. En dit sal die uitspraak bepaal. Die goddelose wat hulle nie daaraan steur nie, sal nie bestaan in die oordeel nie. Daar's nog 'n plek waar hulle nie sal bestaan nie. Hulle sal nie bestaan in die vergadering van die regverdiges nie. Hierdie was vir my, en dit is nog steeds vir my baie interessante gedagte. Die predikant kan voor 'n gemeente staan en sê, broeders en susters, as hy met die gemeente praat, en sê, ons is die kerk van Jesus Christus. Maar die skrif sê iets anderste. Hy sê, laat elkeen wat die naam van die Here noem, afstand doen van alle ongeregtigheid, want God weet wie syne is. Ek
kan jou so noem. Die feit dat ek jou noem broer en deel van die liggaam van Jesus beteken nie jy is nie. Die feit dat jy jouself so noem beteken ook nie dat jy is nie. Die een wat dit moet bevestig is God self. En die vergadering van die regverdiges bestaan nie uit blote lidmate nie. Die vergadering van die regverdiges bestaan uit hierdie mense wat aan Jesus verbind is, deur sy bloed rein gewas is en aan hom vashou tot die einde toe. En hulle word genoem die mense wat deur die Vader geëer word. As julle my liefhet, as julle my dien, sê Jesus, sal die Vader julle eer. En die goddelose kan wees net wie hulle wil. Hulle kan inkom waar hulle ook al wil, maar daar's een plek waar hulle geen toegang het nie. En dis die vergadering van die regverdiges. Dis nie 'n erediens nie. Dis die vergadering wat voor God vergader. As 'n pragtige manier om 'n plek waar jy kan lees of dit te hoor, en dis natuurlik Hebreërs 12, wat praat van, en ek kry hom altyd so 'n bietjie verkeerd, maar jy sal die gist kry, wat praat van die feestelike vergadering van die uitgeroeptes. Julle het gekom by die berg Sion, julle het gekom by die nuwe Jerusalem, julle het gekom by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by die Vader, en by Christus Jesus. Julle het gekom by die vergadering van die regverdiges. Daar's een plek waar die goddelose, al het hy wat se rang, wat se mag, en wat se invloed, nooit sal wees nie. Hy sal nie staan in die oordeel nie, en hy sal nie bestaan in die vergadering van die regverdiges nie. Vir my, nou dink jy, nee, wanneer is hierdie Psalm geskrywe? En dan eindig hy af met vers 6. Hy sê, want die Here ken die weg van die regverdiges. Want, daar's weer 'n want die Here ken. Daai frase, die Here ken die regverdiges, het twee baie interessante betekenisse. Die een sal 'n mens kan raai. Jy sal sê, die betekenis van die Here ken die weg van die regverdiges. Ek wil net sien wat sê die nuwe vertaling daar. Die Here lei die regverdiges op hulle pad. Die ou vertaling sê, hy ken hulle weg. Sê, ja, hy ken hulle weg, want hulle laat hulle wie aan hom oor. Hy het volle insaag daarin. Jy kan dit so sien, en jy sal nie heeltemal verkeerd wees nie. As 'n ander manier om dit ook te sien, en dis om te sê, in die Engelse Bybel sê dit mooi, the Lord approves of the way of the righteous. The Lord favors the way of the righteous. Nou, ek kon dit vir julle op 'n ander manier sê, 'n Nuwe Testamentiese manier. Ek wil nou sê, die Here ken die weg van die regverdiges, of ek gaan dit Engels sê, the Lord favors the way of the righteous. Daar's 'n ander manier om dit te sê, en dit klink so. Dit is my geliefde seun, en wie ek welbehae het. Luister nou. Nou, hoekom sê ons, dis ook wat dit beteken? Want die seun het gesê, ek is die weg. The Lord favors the way of the righteous. The righteous do not walk on their own ways. They walk on His. And the ways of the Lord is actually just one, the Son. Is dit nie mooi nie? Nee, ons lees hom van vooraf deur. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Daai is ook mooi. Op sy tyd. Onthou julle vir Jesus in die vyeboom? Wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Ek dink die geheim van daai boom se toestand is nie hoe goed die boom is nie, is die feit dat hy by die water is.
En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ek wil amper sê, na so lees hiervan behoort 'n ou die psalm te kan opsê. Sal ons probeer? Wie dink hy sal kan? Ek sal die eerste woord sê, welgeluksalig. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is, wat sy vrugte gee op hulle tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. En wat sê hy dan daarna? En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind verstrooi word. En dan? Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars nie in die vergadering van die regverdiges nie. Kyk net daar. Nee, die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. As ek so nuus kyk, nee, ek het jare terug, dis 'n hipotetiese ding, maar sê nou maar ek sou nuus kyk, dan kan ek so voor die nuus sit en sê, die weg van die goddelose sal vergaan. Weet jy hoeveel nuusbulletins kan jy dit voorsê? Die weg van die goddelose. Is dit nie 'n lieflike ding nie? Dis die waarheid, hierdie woorde wat julle vanaand lees. Nou wil ek so ver gaan as om te sê, waag dit om daai psalm so vir 3 of 4 dae, net daai een, is psalm 1, dis baie maklik, julle kon hom nou al amper opsê. Waag dit om hom so vir 3 of 4 dae lank te lees, en dink wat jy lees, en kyk wat gebeur met jou hart. Dis nie 'n blote teoretiese oefening nie. Kyk net hoe affekteer dit jou as jy uitstap. Nee, skielik kom dit op. Ons het dit nou al 'n paar keer gesien, jy sit in 'n geselskap, en dan praat jy, en skielik doen dit net op. Moenie sit in die kring van die spotters nie. Psalm 1. Of wat dit ook al is. Is dit nie lieflik nie? Volgende psalm, waarna ons gaan kyk op 'n volgende keer, is Psalm 2. En Psalm 2, in die ou vertaling se opskrif is stryd en oorwinning van die Messias. Ek wil net sien wat sê die nuwe vertaling. Nuwe vertaling sê, julle moet die Here met ontzag dien. Nee? Die Engelse Bybel sê, the reign of the Lord's anointed. En dit is, ek is nou nie seker nie, ek praat onder korreksie, maar ek wil amper dink, dis die psalm wat die meeste aangehaal is in die Nuwe Testament. Ek praat onder korreksie, maar ek wil dit amper dink, Psalm 2. Julle kan dit hierdie week ook sommer lees vir huiswerk. Kom ek bid saam met julle. Here Jesus, daar is vir my iets onbeskryflik vertroostend en bedienend en beskermend in u woord, om u woord te lees self, het te lees dat het oor ons harte spoel, oor ons gedagtes gaan. Dit is so lieflik om dit te kan oordink dag en nag. Is 'n eksponensiële oefening. Dankie vir die lafenis wat u woord in ons harte en in ons lewens bring. Om net op 'n manier te kan syfer en sif
deur al die aanpaksels wat ons kry in die wêreld, goeters wat ons sien, goeters wat ons hoor, en dinge wat broei in ons harte, en hoe u woord net 'n onderskeid kom bring, tussen wat is u en wat is u nie. En dis so 'n wonderlike belewenis. Ons wil, Here, 'n behaag hê, 'n behaag vind in u woord. Ons wil dit geskryf hê op die tafels van ons hart. Ons wil ons gedagtes en ons verstande daarmee panser. Dankie, Here, dat u uself aan ons openbaar, u wysheid en u koninkryk deur u woord. Mag dit wees so saad wat op die goeie grond val en vrugte voortbring, 'n vrug van geregtigheid, waarin daar seën, verligting, versoening, restaurasie is. Dis ons begeerte. Ek vra, Here Jesus, ek vra, sal u asseblief vir ons gee 'n ontsettende honger na u woord. Net 'n onversadigbare honger as dit kan. Om na u woord te dors, meer as na enigiets anders. Ons loof u vir u openbaring en liefde aan ons. In Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.